Nou maar ek weet, jy kan nie wag nie. Jy kan nie wag om die tekkies aan te trek en 10 kilos te gaan hardloop nie, maar wag net so 'n bietjie, kyk eers ontbytsake. Want vandag kuier ons saam met een van Suid-Afrika se grootste talente. En hy kan sing en hy kan skryf en hy kan skilder en hy kan aanbied. Welkom Maniak de Priester. Dankie, baie dankie Dawie. Ek hoor jy het 'n nuwe enkelsnit. Ek het. En dit is my so lekker want ek het eintlik lanklaas 'n liedjie vrygestel. 'n Nuwe enetjie. Ek kan nie Ja. wag nie. Ek is seker ons gaan hom hoor vanoggend. Ja. Geen twyfel daaroor nie. Definitief. Nou, Charlene is nou ongelukkig nou nie hier nie. So dit is chaos in die ateljee kan ek vir julle sê. Ons sukkel om almal onder beheer te hou. Leon byvoorbeeld weet nie waar om te wees nie. Hallo Leon. David, ek vind dit noem, ek het ook 'n nuwe enkelsnit. Ek het my ligamente geskeur nou die dag. En nee, ag, is 'n flouetjie om die dag mee te begin, maar Jak, welkom. Leon, Jy's 'n kleurvolle mens. Dankie dat jy by ons kom kuier het. Na maande is 'n gesmeekery. Nou, die sake fokus val vandag in die Valdriehoek omgewing, maar ons wys julle ook verskeie ondernemings van elders in die land. En ons gee sommer nog 'n lekker prys op ons webblad weg. So bly net waar jy is. Hallo Corlie, Môre grapkas. wat eet ons? Nee, net lekker kos. Nou vandag se Veritas wenner is die Perdeberg Endura Single Vineyard Chenin Blanc en ek maak vir ons 'n Kaapse Maleise garnaal curry daarmee saam. Ja, is 'n malottie so. Nou soos altyd skop ons weer af met die weersake deur Lenet van Skalkwyk en daarna is dit landbousake en ek gesels met Shaun Welmans van Laveld Agrochem. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Goeiedag, ek is Lenet van Skalkwyk met jou naweek weervoorspelling. Hierdie naweek is 'n regte somersnaweek oor Suid-Afrika en ons voorspel selfs enkele donderstorms oor die Wes-Kaapse binneland vir Sondagoggend. Saterdag begin met mistige weer langs die Namibiese kus en mistige weer sal ook suidwaarts uitbrei na die Kaapse kant toe. Dit gaan daar winderig wees in die middag en baie warm oor die westelike binneland met enkele donderstorms oor die noordoostelike dele van die land Saterdagmiddag. Dit sal oornag bewolk raak oor die Weskus en die aangrensende binneland, terwyl donderstorms sowaar oor die Wes-Kaapse binneland en langs die Suid-Kaapse kus kan voorkom. Dis soos wat 'n boligtrog ooswaarts beweeg en Sondagmiddag is daar 'n 60% kans vir donderstorms oor die Vrystaat en die Oos-Kaap en later in die dag ook oor Gauteng en die binneland van KwaZulu-Natal. Dit sal effe koeler raak in die weste. Ons voorspel vir Saterdagmiddag hoë temperature oor die noordelike dele met 'n skraal kans vir donderbuie oor Gauteng. Beter kanse vir Sondag, dan beweeg donderstorms ook na die hoofveld van Mpumalanga later in die dag. Dit sal sonnig wees in Welkom hierdie Saterdag, enkele donderstorms moontlik in die omgewing van Bethlehem en vir Sondag het ons 'n 60% kans vir donderbuie oor die Oos-Vrystaat asook die suidelike dele van KwaZulu-Natal. Dit sal nog warm wees oor die binneland met 33 grade in Ladysmith. Saterdag baie warm en sonnig oor die Oos-Kaap, 28 grade in Queenstown, 30 in Cradock, terwyl dit ook warm sal wees langs die kus. Sondag is daar 'n 60% kans vir reën en donderbuie, terwyl temperature die hoër 20's bereik langs die Wildekus. Sonnige weer vir Saterdag in die Wes-Kaap, ons voorspel 31 grade in Sutherland, 36 in Calvinia, maar Sondag is daar 'n moontlikheid vir donderbuie langs die Suid-Kaapse kus en ook in die Klein Karoo in die vroeë oggendure. Geen reën word oor die Noord-Kaap verwag nie, dit sal sonnig en baie warm wees, winderig oor die binneland van Namibië met 31 grade in Windhoek. Sondagmiddag voorspel ons sonnige toestande vir Namibië. Maandag is daar 'n moontlikheid vir verspreide donderstorms oor die sentrale en oostelike binneland, soos wat die trog verder oos beweeg. Dit sal koud wees oor die hoogliggende dele van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal en donderstorms kan oornag oor Gauteng en die Limpopo provinsie verwag word, maar mooi weerstoestande duur voort in die weste. Vir Dinsdag voorspel ons baie warm, sonnige toestande oor westelike dele van Suid-Afrika met enkele donderstorms wat terugkeer na die noordooste van Namibië. Maandagoggend begin taamlik koud oor die Oos-Kaapse binneland met 10 grade in Graafrenet. Dit gaan 'n matige middag wees oor die suidelike en oostelike binneland, 25 grade in Pretoria, maar warmer in die weste. Hoër oggendtemperature in Springbok en Appington vir Dinsdagoggend,
8 grade in Graafrenet. En Dinsdagmiddag sal baie warm tot bloedig warm wees in die Namakwa-land met 40 in Vredendal. Die wind gaan taamlik sterk begin waai vanuit die weste teen Saterdag en sterk wind word Sondag steeds verwag oor die binneland. Dis vir eers die weer, geniet die naweek. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. In Laveld Agrochem en AgriSkills straans vir kragtig saamgesmeld reeds om die jeug vaardighede in landbou aan te bied en om hulle in Suid-Afrika te hou. En Sean Welmans, hy is die operasionele hoof van Laveld Agrochem. Sean, goeiemôre en baie welkom. Hallo Dawie, baie dankie. Julle fokus nou op mense te bemagtig in die landboubedryf. En hoekom is hierdie bedryf so belangrik en hoekom moet die jeug veral dan nou 'n loopbaan in landbou oorweeg? Dawie, landbou is vir ons 'n sleutelbedryf en wanneer 'n ou van dit begin gesels, dan is daar dinge soos voedselsekerheid en die voorsiening van kos en dit is iets wat ons glo nooit uit die mode uit gaan nie. En daarom is dit belangrik dat daar genoeg van ons jong mense is wat dit besef en dan die geleentheid vat om deel te neem hierin. Ons het so 'n bietjie askies. Ja, nee, maar wat baie belangrik is, ek weet veral in die geval van landbou, dit is voortdurend besig om te verander. So hoe maak jy seker daai kwaliteit van die opleiding wat jy gee bly relevant vir waar landbou homself op daardie stadium ook al bevind? Dawie, ons het 'n praktiese plaas net buite Cullinan en ons boer homself. So ons maak seker ons doen wat die boere doen om daai relevantheid te kan oordra en oorskakel. So as daar siekte en pestilensie is, dan doen ons daardie praktyke ook dat die student wanneer hy by 'n plaas is kan inskakel, maar so sien hy ook die res van die waardeketting voor hom plaasvind. So van slag en uitslagpersentasies, oeste van die land af en die meet daarvan, dit bly die hele tyd deel van die student se praktiese opleiding. So dis 'n leer van doen besigheid. En daarom bly dit relevant want hy vat dit terug na die boer toe, maar ook vir die res van die industrie. Baie hands-on soos die Engelse sê. Correct. En ek neem aan die nuutste tegnologie word ook aan hulle geleer. Ja, ons het onlangs 'n proef geplant op ons mielies en daar het ons, soos die Engels nou sal sê, in-farrow proewe wat ons sit met verskeie behandelinge ook. Weer is dit waardevol vir almal in dit betrokke. Daar's seker 'n paar instellings wat hierdie tipe van waarde of hierdie tipe van opleiding gee. So hoe is julle anders? Dis vir ons daai praktiese been is dat daar's min instellings wat effektiewelik 'n plaas het wat op 'n kommersiële vorm bedryf word, so werkende plase is. Apart van dit maak ons seker dat daai teoretiese bene en die prakties die heeltyd deurlopend geassesseer word, maar ook ingeoefen word. So die tyd word fisies daarvoor beskikbaar gestel om te sê, apart van dit wat ons in die klas doen ons dit in die veld ook. En die poging is natuurlik om nou vaardighede aan die jeug oor te dra, om die jeug in Suid-Afrika te hou en vir hulle te wys wat die wonderlike geleenthede daar in landbou self is. Maar jy het seker 'n paar stories, 'n paar staaltjies van dinge van die impak wat jy gehad het op individue en gemeenskappe? Ja, dis lekker om dit te deel. Ons het pragtige jong mense en die foto spreek van self. So Lana is 'n jong dame heidaglik in Botswana, waar sy besig is om 'n kommersiële beeskudde te werk en die dragtigheid ondersoeke van dit te doen. Dan het ons vir Wilco, hy is in die dele van die Vrystaat op 'n kommersiële plaas betrokke en Jandre is in Swartwater omgewing waar hulle ook saai op aardappels sowel as eie. So daar's 'n klomp jong mense wat reeds in die industrie is met mooi stories, maar dan uit die gemeenskappe ook. Ons belyn onsself om oplossings te bring daar ook. So wanneer ons gesels oor die issues rondom plaagbeheer operateurs, het ons daar ondersteunend opgetree om ons boere te kan help om by die departement van landbou verby te kan kom en so ook op ontbossingsprojekte leer die mense om hulle hektare terug te wen. So daar's deurlopend van individu tot onderneming sulke staaltjies. Natuurlik kan mens seker meer uitvind deur julle oop dae. Vertel my daarvan. Ja, so vandag is daar 'n oop dag, die 22ste, en ons nooi graag almal uit om ons te kom besoek en dit te kom sien. Dan weer die 6de Desember en die grootte die 17de Januarie. Iets wat lekker is, 'n ou kan daar interaksie hê, vra en leer en sien, voel en vat wat ons doen, maar ons in Laveld het besluit om 'n prys bymekaar te sit. Ons wil vir 'n spesiale jong mens 'n beurs toeken. Die waarde van daai beurs is so 250 000 en hierdie jong mense moet vir ons kom kuier op die plaas en vir ons dan daar kom inskryf. Ek het geen twyfel nie, die hele land gaan daar wees om te kyk wat julle alles kan doen. Met Sean Welmans, operasionele hoof van Laveld Agrochem, dankie dat jy weer 'n keer hier by ons 'n draai kom maak. En landbou dink ek is een van daai bedrywe wat besig is om ongelooflik te groei en daar's baie potensiaal ook daar. Oor na Leon en hy gesels vandag met ons gaan begin eers met ons gaste gesels en ons gas is natuurlik Jacques de Priester.
Die kleurvolle, die enigmatische. En dan jy ook. Ja, de Priester, dis baie lekker om jou te hê. Dankie Leon. Man, ek lees so deur jou CV, dit het my omtrent 'n dag en 'n half. Nee, dit kan nie wees. Vat net om deur die eerste hoofstuk te kom, vir die eerste deel van jou loopbaan, 22 jaar nou nie. Maar jy is nie veronderstel om deur 'n CV te lees, jy moet weet. Ek weet wat aangaan. Kyk wat ek dadelik opgemerk het, een van my claim to fame soos hulle nou sê, is dat ek saam met jou gewerk het. Ek het dit op my CV geskryf, nogal in die Royal Albert Hall, maar ek sien nie my naam hier op jou CV nie, maar ja, maar daar was name, daar was vertonings, daar was dinge oor die jare en dit voel vir my jy hou aan vernuwe, jy bly altyd daar. Eerstens, waar kry jy die energie? Kyk, dis maar 'n lewe, nê? Ja. En eers doen jy dit want jy's jonk en jy's passievol. Ek is nog steeds passievol, ek moet dit sê. Dit kan ons maar sien. op 'n stadium dan het jy ook 'n gesin, jy trou en jy het kinders en dan besef jy moet ook geld verdien. So dis tweeledig. Wat is dit? Dis passie, maar jy moet ook, ek meen, iemand het eendag lank terug vir my gesê, jy moet is amper skuld hê want dan gaan jy hard werk. Nee, en dis amper daai ding, jy weet. So ek kinders moet op skool, hulle moet eet, dis als. En vir daai rede werk mens hard, jy doen jou ding. So die noodsaak dryf dit, maar ook daai passie. Kyk, met musiek, kuns, enige iets van hierdie, jy kan dit nie doen. Ek meen ek weet nie hoe dit sal wees vir iemand wat nie so tipe mens is nie. Ek dink dit sal 'n vreemde beroep wees. Ja. Okay, maar dit vir eerste syde, ek wil ook praat oor die nuutste enkelsnit. Vertel ons bietjie die storie agter. Ek het nou ek skryf so baie liedjies, maar ek het so lanklaas en omdat ek dit heeltyd in my konserte doen, neem ek dit nie altyd op nie. So toe besef ek nee, ek moet bietjie liedjies daar buite sit. So ek het toevallig nou die liedjie wat ek nou vrystel. Is 'n liedjie met die naam Liefde en Coke. So maar ek het dit nie geskryf vir my vrou of vir my, ek het dit vir 'n ander man se vrou geskryf. Okay, nee, Michelle, jy is bewus van hierdie. Ek weet seker maak. Ja, hy het my gevra of ek dit vir sy vrou, dis 'n man. Okay, goed. Sy vrou het 39 geword. Toe sê hy vir my, sal ek 'n liedjie vir haar skryf? Hy wil so graag vir haar 'n liedjie gee. Toe sê ek maar, ken jy nie AI nie? Almal dis moet jy druk 'n knoppie. Toe sê hy nee, hy wil graag ek moet 'n liedjies uit. Toe het ek nogal op 'n oomblik besef dat daar is nog steeds daarom 'n verskil tussen 'n kunstenaar en AI. Natuurlik. En op die einde van die dag, ek ken hulle so bietjie die mense. Ek het nou al konserte gedoen, hulle is van Mosselbaai. En toe het hy vir my gesê die titel moet net Liefde en Coke wees, want sy vrou drink net Coca-Cola, sy drink nie tee of koffie soos mense of wyn of niks nie. En toe het ek net so 'n bietjie meer uitgevind oor haar en dis waar die liedjie vandaan kom, Liefde en Coke. En toe volg gaan nog 'n paar en hierdie is 'n lekker ding wat jy begin hierdie jaar saam met die Lawaai Makers. Dis nou jou orkes. Ja, die Lawaai Makers. Hierdie jaar begin of ons het al laas jaar begin speel. Maar ek en die Lawaai Makers, dis nou 'n band want ons woon in Somerset West. Hulle almal is daar van die omgewing, Strand, Makassar en so. Wonderlike musikante. En so ek het ander liedjies wat ook nou gaan binnekort vrygestel word wat ek saam met die Lawaai Makers doen. Ek gaan nou verder met jou daaroor praat. Cordelie gaan net gou begin met die kos. Dan gesels ek en Jak weer. Paardeberg Wines se Endura Single Vineyard Chenin Blanc met note van steenvrugte, sitrus en suurlemoen op die neus is die perfekte pasmaat vir vis en pluimveegeregte, sowel as geurende curries. Nou hierdie Kaapse Maleise garnaalcurry is heerlik geurig. Nou die speserye, veral die vinkel en die kardemom, skep ekstra aromatiese geure en daai diepte. Nou die spesifieke wyn kan dit dus ook baie goed komplementeer. Nou jy kan die garnale maklik vervang met iets soos ontbeende hoenderduie of hoenderfilette. Nou dis maklik om te maak in letterlik minder as 30 minute. Jy begin deur heel eerste jou eie tot goudbruin en glansend te braai, dan voeg jy nou natuurlik die vars gemmer en die knoffel by. Ek het dit nou al reeds begin doen halfpad. Nou die geheim van die dis lê natuurlik in die speserye wat jy bysit. Nou die wenk van die speserye in kos is om altyd dit eers te braai in die botter of in die olie, nie dat dit nie droog bo oor die kos in die pan gegooi word nou.
Die hitte stel dan die geure vry en sodoende ontwikkel daai smake net meer en dieper in die dis. Nou in die pan het ek dan die volgende speserye wat ek bysit en dit is currypoeier, kardemom, vinkel, koriander en borrie. Nou sodra dit lyk of dit wil begin vasbrand, gooi jy dan nou net die blikkie tamatie en die klapperroom ook in die pot. Nou ek het die blikkie tamatie se bietjie ekstra geblits in 'n voedselverwerker net om 'n gladde tekstuur te verkry. Nou kom ons gooi gou die res van die goed in die pan. Laat ek net gou dit hierso roer. So hierdie kardemom kom gewoonlik en julle gaan nou nie kan sien nie, maar in so dit lyk soos 'n saadjie en dan breek jy die doppie en dan gooi jy net daai klein pitjies uit. So dit is nou hier waar ek al hierdie speserye sommer net so ingooi en dan gaan jy dit nou net lekker meng. En dit is dan nou hier waar die olie in die speserye optrek en die hitte stel dan daai lekker geure vry. So hy kan nou vir so 'n minuut of 2 kan hy dan nou lekker so braai en dan gaan ek nou natuurlik hiersoos my klappermelk en dan my tamatie. Nou jy kan die klappermelk of die klapperroom gebruik. Dit gaan absoluut afhang van hoe ryk jy die dis wil hê. Nou dan laat jy hierdie sous sprit vir ongeveer so 5 minute en jy kan dit dan nou ekstra oorgeur met so 'n bietjie sout of peper na jou smaak. Nou as ek terug is, verduidelik ek verder en dan voeg ons dan nou daai heerlike groot garnale by. Maar Leon gesels nou eers verder met ons gewilde sanger Jack de Priester. Ek gesels verder met die enigmatiese Jack de Priester. Ek begin nou lekker in die ding en kom om jou lof te besing. Dit is my moeilik geweest aanvanklik, maar aanvanklik moes jy 'n CV lees. ek moes regtig diep delf. Ons praat 'n bietjie oor die lawaaimakers want kyk, hulle is lekker musikante. Hulle is wonderlike mense. En mense, en is dit dan nou weer wat ek weet jy doen baie solo vertonings. Ja, nee, ek gaan nog altyd ek speel, jy weet, doen kleiner konserte want dit die intieme dinge tipe konserte bly altyd vir my lekker. En partykeer kan mens nie travel met 'n hele band nie, jy weet dit kos baie geld ook. Maar ag in die Kaap is dit vir ons baie maklik. Ja. En hulle kom uit die kerk uit, daai ouens speel uit die kerk uit so hulle lang jare al saam. Hulle speel vir die Here, verstaan jy? En dis net so wonderlik. Dis wonderlik. Ja, ek sien jy die bril. Ek wil jou nou spesifiek vra wat ek bedoel jy doen boeke in gedigte natuurlik nog al die jare en so en brille. En brille. Waar kom die brille ding? Was dit nog altyd 'n ding vir jou? Kijk, ek nog altyd. Ek het seker vir 15 jaar lank in my lewe, nee, langer. Wel so, het ek so blou sonbril gedra vir jare, dieselfde een. Maar toe die ding op my pad gekom, mense FEDE, F-E-D-E, en toe het hulle gesê, wil ek nie 'n ambassadeur wees, want hulle het al hierdie interessante brille, en toe dink ek wil nie 'n ambassadeur wees nie, ek sal eerder wil deel wees van die besigheid. En toe het ons 'n ding, so ja, ons het 'n FEDE besigheid, 'n brille, en dis al sulke funky, kleurvolle brille, sonbrille en sienbrille. Wel ja, maar jy hou van kleur en ek wil in jou kuns ook, want dis nog 'n ding wat jy doen, hè? Definitief. Ek dink mense as jy 'n kunstenaar is, dit kom op verskeie maniere uit. Hoe jy aantrek, wat jy doen. Dis nie net 'n liedjie skryf nie, dis ook in baie ander forme. Ja. Mode, as jy dit nou so kan stel, of klere drag is my baie. Dis ook om brille, skoene, horlosies. Alles word deel van jou jou persoonlikheid en dis nie dat jy dit aspres doen nie. Dit is maar net so. Dit gebeur net so. En in jou kuns ook. Is jy nog altyd iemand wat geskilder? Was jy een van daai wat geteken het? Ek wens ek kon skilder is amper vir my iets anders want jy kan 'n mooi prentjie teken. Ek hou daarvan om met verf en goeders abstrakte kunswerke te doen. So ek sien dit amper meer as om 'n artwork te maak. Ek doen dit gereeld vir huise. Waar iemand van my, jy weet, amper commission om 'n groot werk te doen vir hulle huis. En dis nogal vir my lekker om dit te sien in hierdie mooi huise. Ek het nou eendag in Pinnacle Point.
En dit was toe ek het sien hoe hulle dit gehang het en alles, dis net so lekker. Maar dis nie van jy kan 'n renoster sien of dit of dat nie. Jy weet dit is interpreteerbaar. Ja. Hoe laat dit jou voel? Ek wil net laasens by jou hoor, benewens nou om nog 'n keer wat saam met my te werk. Is daar nog 'n groot droom? Is daar een emmerskop ding wat jy of nog in terme van jou? Kom ons praat net oor musiek want dit is 'n klomp dinge wat jy nog sal wil doen. 'n Mens wil baie graag weer en weer liedjies skryf waarvan mense hou. In my loopbaan, ek het 'n paar bekende liedjies maar as ek dink hoe baie liedjies ek geskryf het en hoe min van hulle mense eintlik ken. Ja. Kyk, as jy na 'n konsert toe gaan, dis nodig om ook hierdie diep liedjie en hierdie oor jou dit en dat en so aan. Maar dit is lekker as jy 'n liedjie kan skryf en daar buite sit en almal is mal daaroor en jy hoor dit die hele tyd. So ek dink dis net daai ding om liedjies te kan skryf wat 'n groter mark ook van hou. Ja, ek kan maar net vir jou sê, doe so voort. Dankie, dis my altyd lekker om saam met jou te kuier. Dankie, Leon. En jy en Dawie gaan nou ook gesels, sterkte daarmee. Sy die skool. Ja, hy kan ook oulik wees by tyd. Ons maak later ook lekker musiek, maar dis nou eers tyd vir die sake fokus. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Vandag se sake fokus val in die Valdriehoek en 'n belangrike nywerheidsgebied natuurlik in ons land wat 'n tuiste bied aan onder meer Sasol 1 op Sasolburg en die yster- en staalmaatskappy ArcelorMittal op Vanderbijlpark. Deesdae staan die gebied ook bekend as een van die beste munisipaliteite in die omgewing, die Midvaal. Kom ons gaan kyk. Die jongste verslag van die ouditeur-generaal wys dat Midvaal munisipaliteit een van die bestes is. Wat bevolking en geregistreerde huishoudings betref, is dit 'n klein munisipaliteit, maar area-gewys seker een van die grootstes. Die eerste ding wat jou opval, is die netheid van die Midvaal munisipale kantore en die omliggende strate. Die munisipaliteit het 'n 100% sukseskoers teen grondbesettings. Waterlekkasies word vinnig deur inwoners aangemeld en so die waterverbruik per huishouding ook verminder. Midvaal bestee 12% van sy begroting aan onderhoud en herstelwerk, meer as die aanbevole 8%. Inwoners sien die voordele hiervan in terme van slaggate wat herstel word, elektriese foute wat vinnig reggestel word en oorvloedige skoon water. Freeline Trail Campers in Meyerton bou avontuurkaravane wat hou. Hulle veselglas besigheid is nou al in sy 3de generasie, maar François Kotze het in 2021 besluit om hierdie unieke karavane te begin vervaardig. Gebou vir avontuur, luks en reg vir enige soort terrein. Die Maverick is hulle vlaggenskap veldrymodel en hy herdefinieer avontuur en gemak. Dit het 'n veselglas monobakwerk, neuskas pakspasie, RS kragbedekte skarniere en hakkies, voor- en agterste hanteringhandvatsels, kompressiehefbome wat alle deure sluit en dit het getemperde glasvensters. Dan kan jy ook opgraderings kies, soos byvoorbeeld klipbeskerming. Gebou om te hou beteken dan ook 'n lekker leefruimte met natuurlike beligting, moderne afwerking, lugverkoeling en verdere optimale pakspasie. Freeline Trail Campers. Bestel jou Maverick vandag nog. Salv in Randvaal is die trotse vervaardiger van Mundo en Badger aluminium en veselglas lere, toegangstoerusting, uitgedrukte profiele en produkte verwerk op hoogtes. Veiligheid is nie onderhandelbaar nie. Waar ander kostes besnoei, bou Salv veiligheid in by elke leer. Elke produk voldoen aan SABS, SANS en EN131 standaarde. Nie net op papier nie, maar in die werklikheid. Hulle doen streng gehaltebeheer en hulle eie interne toetsing. By Salv word leierskap nie deur een persoon gedra nie, maar deur die span as geheel. Van veselglasprofiele tot aluminium perswerk, elke proses word met presisie uitgevoer. In teenstelling met baie mededingers wat invoer, vervaardig Salv plaaslik in Suid-Afrika. Dit beteken beter gehaltebeheer, vinniger leweringstye, werkskepping en produkte wat vir Suid-Afrikaanse toestande ontwerp is, terwyl pryse steeds mededingend bly. Agter elke Salv leer staan 'n span met bekwame hande, skerpsinnige koppe en 'n gedeelde toewyding aan veiligheid en gehalte.
Innovering is aan die orde van die dag as dit by besighede in die Val-driehoek kom. Nou ons kyk nou wat die gebied alles bied as dit kom by toerisme en na ondernemings wat 'n hart vir hulle gemeenskap het. En daarna is dit Dawie met die gebruikelike ekonomiese sake. Die driehoekige gebied wat gevorm word deur Vereniging van Rebelpark in Sasolburg, so 60 km suid van Johannesburg, staan bekend as die Val-driehoek. Die gebied vorm 'n aansienlike stedelike kompleks. Die area het 'n radikale verandering ondergaan van 'n oulike plattelandse area na 'n bloeiende toeriste, ontspannings- en nywerheidssentrum in die suide van Gauteng. Hier is 'n verskeidenheid avontuur- en landboutoerisme aktiwiteite met pragtige rivierstelsels, natuurreservate, wildtuine, buitelewe en kulturele aktiwiteite. Daar is ook verskeie pyklokale vir huwelike en funksies, asook restaurante en baie akkommodasieplekke. Rentlogix in Vanderbijlpark is Renscorp se verhuuringsmaatskappy. Hulle verhuur sidetippers en totliners op langtermyn uit aan transportmaatskappye. Hulle sleepwaens is altyd in pypkondisie en kliënte ontvang dit volledige diens. Die Rentlogix span gaan uit hulle pad uit vir elke kliënt. Renscorp Truck and Trailer fokus op die koop en verkoop van sleepwaens en Renscorp is die Shackman handelaar vir die Val-driehoek. Hulle fokus 100% op kliënte en hulle behoeftes met 24 uur diens 7 dae per week. Kontak hulle gerus. Renscorp se 10s rugbydag is op die 7de en 8de November 2025 in Vanderbijlpark gehou by Laerskool D.F. Malherbe, waar hulle reeds die hoofborg is vir die skool se rugbydag. Daar was 4 groepe wat bestaan uit skole of klubs en elke groep het 4 spanne ingeskryf. Die wenspanne het elkeen R7.500 vir die skool of klub gekry en R2.500 aan die naaswenners. Die totale prysgeld vir die dag was R40.000. Renscorp, alles hulle besigheid die verkoop en verhuuring van troksleepwaens, belê hulle ook in hul mense en gemeenskap. Sekuriteit sonder grense in vereniging werk presies soos hulle naam aandui. Daar's geen grense as dit kom by sekuriteitsdienste, nasorg en omgee nie. Buiten dit bied hulle sustersmaatskappy DevelopNet die beste infrastruktuur vir wireless en veselverbindings in die Val-driehoek. Hulle bied professionele volronde sekuriteitsdienste aan wat insluit die installasie van alarms, 'n gewapende reaksiespan soos MIN en dan ook personeelmoniteringsdienste en wagte. DevelopNet op sy beurt is 'n internetverskaffer en sorg ook vir CCTV-installasies en internetkommunikasieverbindings. Albei besighede besit hulle eie onafhanklike infrastruktuur. Met streng en deeglik opgeleide personeel belê hulle ook sterk op tegnologiese gebied en daar is selfs prosesse in plek wat hulle eie diens ook konstant monitor. Sekuriteit sonder grense en DevelopNet. Kontak hulle gerus vir gehalte diens, gemoedsrus en nasorg. Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldevie Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkomme gemoedsrus in die Kaapse wynlande. Wel, ek kan vir julle sê as die finansiële markte gaan korrigeer of crash, dan is dit seker die mees voorspelde crash in die geskiedenis van finansiële markte. Almal sê hier's 'n groot korreksie op pad en ek moet vir julle sê ek raak self bietjie bekommerd as mens sien aan die markkapitalisasie van sommige van hierdie maatskappye. Nvidia byvoorbeeld staan op meer as $5 biljoen. Dit is die waarde van Nvidia. In die afgelope week was 'n goeie resultate geweest, maar nogtans het die markte onder druk gekom. Nvidia se prys onder andere en hier teen Vrydag die markte sommer baie onder druk gekom. Kom ons vergelyk dit met 'n soortgelyke periode in die verlede en dan kyk ons wat kan potensieel gebeur in hierdie crash wat lyk dit vir my moontlik op pad is. Hang af vir hierdie vrae natuurlik. Wel, ek dink mense kan dit nogal vergelyk met die dot-com bubble en in 2000 byvoorbeeld het die S&P 500 was dit gelykstaande aan 124% van die Amerikaanse ekonomie. 124% van die Amerikaanse ekonomie is die S&P 500. Toe val die mark, toe val hy met 76%. Dis hierdie tech-maatskappy hoofsaaklik val dit met 76%. Nou, 'n mens kan dit nou vergelyk met 'n soortgelyke situasie wat ons nou onlangs gehad het en dit is toe ChatGPT die eerste keer tevoorskyn gekom het en dit is soortgelyk as 'n tegniese
tipe van ding en daar begin die markte en die Amerikaanse markte doen sommer baie goed en die markte het gestyg met 71%. Amerikaanse markte sedert en dis in 2022 af met 71% en vandag is die S&P 500 gelykstaande aan 175% van die Amerikaanse ekonomie. Maar hier is die interessante ding, laat ek hierdie syfer vir julle wys. As mens kyk, onthou dis 'n paar maatskappye wat die markte so vreeslik aandryf. As jy kyk in die jaar 2000, in die hoogtepunt van die dot-com bubble, was daar 20 maatskappye en hulle was gelykstaande aan 39% die markkapitalisasie. 39% van die S&P 500, net 20 grootste maatskappye, 39%. Die 20 grootste maatskappye vandag wat bestaan uit Nvidia en Apple en Microsoft en Alphabet en daai ons, hulle is vandag 52% van die S&P 500. Nou stel jy nou maar voor, as daai markte se besluit om so te korrigeer soos ons gesien het in 2000, dan is dit baie trane. Ek sê natuurlik nie dit gaan gebeur nie, maar die markte is vuurwarm. Hierna gesels ek met Lorenza Eckart in die sake. En ons nuuspersoon van die week, Lorenza Eckart. Goeiemôre. Môre. Is jy nou bang gepraat Nee. oor hierdie markte? Nee, dis opwindend. Dit gaan ons alles op en af en daar's mos maar altyd 'n siklus. Maar dit gaan met baie pyn gepaard. Nee, beslis. Nee, mens wil dit nie afmaak nie. Groot korreksie en dit kan lei tot 'n ernstige korreksie in die reële ekonomie ook. Maar intussen is die wonderlike dinge aan die gebeur in Suid-Afrika. Ewe skielik is die slaggate reggemaak. Johannesburg lyk fantasties. Is die plek skoon. En ek sien al hierdie polisiekarre die hele wêreld vol en hulle werk. Ja. En ons petrol in. En mense wonder wat gaan gebeur na die G20 leierskapsberaad. Ja, wat gaan daar gebeur? Die dienslewering dan nou stop. Ons hoop nie dit doen nie, maar hier's 'n paar interessante dinge aan die gebeur hier. So dis die G20 dink ek dis meer 'n praatpartytjie as enigiets anders. Kom ons wees nou maar. Dit is 'n praatpartytjie en ek dink wat ons nou sien met die spanning tussen Amerika en Suid-Afrika. Aanvanklik was daar vrae, gaan Amerika dit bywoon? President Donald Trump het toe nog gesê geen Amerikaanse leier of afvaardiging of hoë vlak afvaardiging gaan gestuur word nie. En president Cyril Ramaphosa het toe in sy toespraak tydjie terug ook gesê, lande in die globale suide moenie geboelie word deur lande met groter weermagte, groter ekonomieë en so nie. En hy het gesê hy gaan dit nie aan 'n leesstoel oorhandig nie. Volgende jaar vind die G20 beraad natuurlik in Amerika plaas. En Amerika gaan leierskap daarvan neem. Maar ek dink wat ons hier sien is jy sê daar aan een kant dit is 'n praatpartytjie. So dit is wat hierdie berade maar nog altyd eintlik was. En Amerika wat sê die realpolitiek hiervan is dat wanneer 'n land 'n groter ekonomie, 'n groter weermag het, kan hy as 'n boelie optree. So dis een ding vir Suid-Afrika om te sê Amerika moenie 'n boelie wees nie. Maar ek dink lande soos Suid-Afrika en miskien van die ander lande wat by die beraad ook is, het nog nie mooi besef hoe die politiek vandag in 'n internasionale vlak daar uitsien nie. Hoe behoort ons op te tree in 'n wêreld waar Amerika sê ons gaan meer transaksioneel wees? Wat kan ek kry in ruil vir wat ek vir jou gee? So dis een ding om in die verlede vasgevang om te sê ons gaan praat van solidariteit, ons gaan praat van inklusiwiteit, maar wat beteken dit vir 'n land se burgers aan die einde van die dag? Wel, dit is nou maar hoe dit is. Die verloop van die geskiedenis het nog altyd gewys, dit is die sterkste ou met die grootste ekonomie en die grootste weermag. En hy is die boelie of jy nou daarvan hou of nie. Jy moet jouself maar net sodanig posisioneer. Maar wat my interessant is, nou weet ek nou nie, die president maak toe nou die aankondiging. Klink dit vir my, dat die Amerikaners is op pad, en toe sê die Withuis nie, maar dit het nou nie gebeur nie. So eintlik wat dit toen maar net eintlik was, is 'n baie laafvlak junior diplomaat wat toe gesê het, hy of sy gaan die oorhandiging waarneem. En Suid-Afrika wat ook gesê het, wel, ons gaan nie dit doen nie. So 'n mens wonder, jy weet, waarop gaan dit afspeel? Amerika wil, ek dink, die geloofwaardigheid van die G20 afmaak. En hierdie sou en kon 'n baie belangrike geleentheid vir Suid-Afrika gewees het om te sê, en as Amerika besluit het om by te woon, sou dit, ek dink, baie beter gewees het. Maar ons weet oor die spanning wat oploop. Ek dink nie Suid-Afrika kan sê dat ons eintlik verbaas behoort te wees oor wat Amerika uiteindelik besluit het om nie die beraad by te woon nie.
Maar wat gaan dit aan die einde van die dag vir ons en Suid-Afrikaners oplewer? Ek dink nie veel nie. En maar Xi, hy is ook nie hier gewees nie. Ek dink dit is ja, China se leier wat ook sy adjunk gestuur het. Ons weet Rusland se president, Vladimir Putin, hy mag nie kom nie. So daar's verskeie leiers wat nou nie gekom het nie. Argentynse president Javier Milei wat ook nie gekom het nie. Want aan die einde van die dag moet mense ook dink, as jy nou besluit as 'n wêreldleier om die beraad by te woon, wat gaan Amerika teen jou doen? Ons weet dat daar miskien dan nou 'n verdere tarief ingestel kan word. So daar's 'n klomp faktore, 'n klomp dinge aan die gebeur wat ek dink ver bo Suid-Afrika se vuurmaakplek is en ek dink dis waarop dit neerkom. Ek dink jy maak 'n baie goeie punt nou hierso is dat die G20 is in baie ons bied dit miskien aan en ons verskaf miskien die platform, maar as 'n klomp ander karakters wat dit sien wat eintlik die akteurs is en hulle steur nie veel aan Suid-Afrika. Dis die ding, ons het hierdie vlak van 'n beraad, die G20, al hierdie mooi soos hulle in Engels sê talk shops wat dit maar nog altyd was, maar dan het jy die vlak van reël politiek waar ware besluite geneem word en wat werklik neerslag vind in beleid en in die ekonomie en al daai. Want weer eens weet wat se morele standpunt en grond het Suid-Afrika om te praat van of het die Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa om te praat van inklusiwiteit en solidariteit wanneer ons sit met ons hoë werkloosheidsvlakke, hoë vlakke van geweld ensovoorts. Baie dankie dat jy weer 'n keer by ons gemaak het. Maar kom ons wees nou maar eerlik. Hierdie G20 moet so 'n bietjie gelukkig hê, seker 'n paar besigheidstransaksies wat wel gesluit gaan word. En met so 'n bietjie geluk gaan ons 'n bietjie meer toerisme kry en so 'n bietjie geluk gaan die ouens wat hier is wel 'n klompie geld hier spandeer. So miskien is dit nie so 'n slegte ding dat Suid-Afrika dit aanbied nie. Maar terug na Sakefokus. Lepione Flowers tussen Badplaas en Mashadadorp in Mpumalanga is deel van die Tokoza groep. Hulle kweek vars hoëgehalte snyrose en voorsien dit direk aan Multiflora blommemark, groothandelaars, privaat funksies en uitgesoekte Woolworths winkels. Hulle passie is om unieke en pragtige blomme te produseer om jou spesiale geleentheid besonders te maak. Hulle rose dra 'n tydlose elegansie. Lepione Flowers toets elke jaar 'n groot verskeidenheid nuwe soorte om seker te maak hulle bied werklik iets anders aan. Die evaluering van 'n blomvariëteit strek oor 'n 2 jaar tydperk, waar tydens omtrent 90% van variëteite afgekeur word. Met die seleksie van variëteite verseker hulle die behoud van eksklusiwiteit om te voorkom dat ander kwekers 'n produk van mindere gehalte op die mark plaas wat die reputasie van die variëteit kan benadeel. Hierdie proses word in samewerking met roosveredelaars uitgevoer vir wie hulle as agente optree. Lepione Flowers. Die proses waardeur hulle gaan is baie kompleks, sodat hulle tydsaam seker kan maak hul kliënte kry net die beste. Hier is jou droomplaas in die Groen Kalahari. Jakkalsdig, top waterstelsels, goeie veiding en 'n groot plaashuis. Aanlyn veiling 11 Februarie 2026 om 12:00. Op 12 Februarie 2026 om 12:00 is daar 'n aanlyn veiling van 'n 214 hektaar grond- en veidingsplaas in die Vrystaat met gevestigde gras, ploegbare grond en kwaliteit natuurlike veiding reg vir boer. En 'n 592 hektaar Limpopo rivierplaas met 250 hektaar besproeiing en waterregte in die Maastroom distrik se veiling is op 19 Februarie 2026 om 12:00. By Everest Wealth verstaan hulle dat die grondslag van welvaartskepping in die benadering tot beleggings lê. Die reis na welvaart kan vol uitdagings, fluktuasies en strikke wees. Sommige mense voel dis onoorkombaar, maar jy het 'n vernoot wat waarde in die reis self sien. Elke tree, 'n tree na sukses. Daardie vernoot is Everest Wealth. Vir bystand op jou reis, SMS welvaart na 47152. Everest Wealth is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. R2 per SMS, besenfees geld. En ons verwelkom weer terug vir Stephanie Nudee, finansiële adviseur by Everest Advisory Services. Goeiemôre. Hallo Leon, lekker om terug te wees. Ja, lekker om jou weer te hê. Okay. Stephanie, watter tipes ongeskiktheidsdekking kry jy in versekering? Leon, ongeskiktheid is vir my ongelooflik baie belangrik. Ons kyk na 2 tipes. Die eerste een is 'n lompsom ongeskiktheid en dan die tweede een is 'n inkomstebeskermer wat dan insluit jou tydelike inkomstebeskermers en dan ook jou permanente inkomstebeskermers. So dis die 2 belangrikes. Natuurlik baie belangrik altyd. Kom ons begin by lompsom ongeskiktheidsdekking. Wat is dit en hoe werk dit? Lompsom ongeskiktheidsdekking is waar daar 'n lompsom uitbetaal
wanneer 'n persoon permanent ongeskik raak om te werk. En die mense moet baie versigtig wees hierso, want die ouer polisse, ek sê ons polisse is soos karre. Ja. Elke jaar is daar 'n nuwe model. Ja. So jy moet kyk dat die ouer polisse maak voorsiening vir eie en soortgelyke ongeskiktheid. So kom ons vat byvoorbeeld jy's 'n dokter, nou raak jy ongeskik om te werk as 'n dokter, maar dan sê die versekering vir jou, maar wag 'n bietjie, jy kan nog gaan klas gee. So ons gaan nie uitbetaal nie. So 'n lompsom ongeskiktheid is 'n lompsom uitbetaling, maar jy moet baie versigtig wees watter tipe versekering jy daar het en jy moet seker maak dat jy elke jaar opgradeer om die regte versekering te hê. So dis uitbetaling van 'n lompsom. Ja, okay. En dan nou die inkomstebeskermers. Wat se tipe inkomstebeskermers kry jy en hoe word dit dan aangewend of uitbetaal? Okay. So jou inkomstebeskermers vir my is seker een van die belangrikste goed. En veral met jong mense, weet jong mense dink ons hulle kan niks oorkom nie. Want hulle is mos nie oud nie, is net versekering vir ou mense. Ja. So jong mense moet regtig daarna kyk om inkomstebeskermers te kry, want hoe dit werk is, kom ons sê jy's in 'n ongeluk betrokke of jy kry hartaanval of een van daai goed en jy kan vir 'n termyn nie werk nie. Dan beteken dit daai inkomstebeskermer werk vir jou of betaal vir jou 'n inkomste uit vir die termyn wat jy nie kan werk nie. So dis 'n tydelike inkomstebeskermer. Die permanente inkomstebeskermer kyk na permanensie van die ongeskiktheid. So is jy permanent ongeskik om nie te werk nie, indien wel, dan sal hy vir jou 'n maandelikse inkomste betaal tot en met ouderdom 65 of 70 wanneer jy dan op pensioen gaan. Ons moet kyk, daar's sekere tydperke wat betrokke is, wagtydperke, soos 'n 7 dae wagperiode vir 30 dae, 60 dae, 3 maande of 6 maande. So daai inkomstebeskermer gaan nie uitbetaal voordat daai wagperiode nie uitgeloop het nie. So 'n mens moet kyk daarna. Mens moet altyd seker maak met jou finansiële adviseur natuurlik duidelikheid kry oor. Ja. Stephanie, het 'n mens en ek dalk is dit voor die hand liggende vraag, maar het 'n mens beide dit, het jy beide die lompsom ongeskiktheidsdekking en 'n inkomstebeskermer nodig in jou opinie? Verseker, jou lompsom ongeskiktheid, as jy permanent ongeskik raak om te werk, dan kan jou lompsom, jy kan dit gebruik om verandering in jou huis te maak, 'n ander kar te kry of verandering in jou kar te maak. So daai lompsomversekering is verseker baie belangrik en jy moet dit hê. Ek sê nie jy moet dit nie hê nie. So jy moet dit hê om daai tipe van goed te verander. Maar jou inkomstebeskermers vir my is 'n ding wat jou gaan help. Ek meen dat jy kan nie op ander mense gaan teer en sê ek kan nou nie werk nie, ek kan nie inkomste bring nie, nou moet julle vir my sorg nie. Ons kan nie so iets doen nie. Mense het nie meer daai geld nie. So maak verseker dat jy jou lompsom ongeskiktheid het en dat jy jou inkomstebeskermers het om voorsiening te maak vir jou eie toekoms. Absoluut, want die lewe gebeur. Die lewe gebeur. Stephanie Nudee, finansiële adviseur by Everest Advisory Services. Baie dankie dat jy vanoggend weer by ons gedraai kom. Dankie Leon, altyd 'n voorreg. Dankie. Nou ons kyk nou na 3 ondernemings wat bekend is vir hulle innoverende produkte. Hulle skryf nie liedjies oor mans soos hierdie nie, net die gewig van die wêreld en die wil om dit te dra. Hy klop nie in vir lof nie. Hy daag op vir hulle. Hy werk vir meer as net homself. Vir 'n gemeenskap wat op mekaar steun, vir die wat op hom reken. Hy kry nie die opsie om op te gee nie. Hy hoef nie te skree nie. Hy lei deur sy dade. Dis nie net wat hy doen nie. Dis wie hy is. Curve Gear, werkklere vir die lewe. Duisende mans kan weens 'n mediese toestand of ouderdom nie 'n suksesvolle ereksie kry of behou nie. Daar is egter 'n eenvoudige oplossing, die VacuRect. Die VacuRect is 'n diskrete mediese vakuumapparaat wat betroubaar is en gebruik kan word sonder die neeweffekte wat dikwels gepaard gaan met pille en inspuitings. Die VacuRect is plaaslik ontwerp, getoets en goedgekeur deur die Pretoria Urologiese Hospitaal en die Universiteit van Kaapstad. Dit het ook FDA-goedkeuring en die CE-merk. VacuRect word wêreldwyd verkoop en aanbeveel. My Fotoboek bewaar jou herinneringe perfek met 'n reeks verpersoonlikte fotoboeke beskikbaar in 'n verskeidenheid groottes en afwerkings. Stoor jou foto's in jou eie persoonlike fotoboek, professioneel gedruk en by jou huis afgelewer. Die maklike en verbruikersvriendelike aanlyn of aflaaibare sagte ware is heeltemal gratis en laat jou toe om enige spesiale oomblikke vas te vang in jou fotoboek wat vir ewig sal voortleef. Die sagte ware werk op alle platforms, Windows PC, Mac en op enige iPad, iPhone of Android slimfone.
Die aanlyn sagte ware werk net so goed en lyk soos 'n app wanneer jy dit oopmaak. Jy kry gratis sagte ware opleiding en daar word gereeld nuwe produkte bygevoeg. My Fotoboek. Nou kan jy jou herinneringe bewaar met jou fisiese fotoboek om deur te blaai. Besoek gerus My Fotoboek aanlyn om meer uit te vind. Ek het vroeër beloof, daar's weer 'n lekker prys op pad. Hier is dit nou. Fujifilm, waarna ons pas gekyk het, gee 'n Instax Mini Leplay produkpakket ter waarde van R4000 weg. Is dit nou nie die ideale geskenk om te wen net so voor die feestyd nie? Dink aan al daai pragtige oomblikke wat jy kan vasvat. Dan skryf in op ons webblad by ontbytsake.co.za en klik jy op wen sake. Hierna vertel Pieter de Waal ons van sy volgende sakefokus. Ontbytsake bring binnekort weer die fokus na die Weskaap. En hierdie keer draai ons in Bellville en die omliggende sakegebiede waar 'n dinamiese netwerk van entrepreneurs, gevestigde besighede en groeiende handelssentrums wag om ontdek te word. Hierdie Bellville sakefokus saai in die komende kwartaal uit en jou onderneming kan deel wees van 'n uitsending wat die geleentheid skep om jou besigheid nasionaal en plaaslik sterk te posisioneer. As jy in of rondom Bellville besigheid doen of jou kliëntebasis daar wil uitbrei, nooi ek jou om vandag nog my besonderhede van die skerm af te neem en kontak te maak. Ek bespreek graag die verskillende bemarkingsgeleenthede wat ons bied, insluitend professionele videoproduksies en geïntegreerde multiplatform sigbaarheid. Dit is Ontbytsake se Bellville sakefokus en ek sien daarna uit om van jou te hoor. Nou terug na Corlie. Nou as jy van ekstra hitte in jou curry hou, gebruik net 'n warmer brandrussie of currypoeier in plaas van die gewone een wat ek vandag gebruik het. Selfs iets soos 'n warmer vars russie gaan ook heerlik werk. Nou jy sal dit saam met jou eie aan die begin braai. Nou die sous het nou vir so 'n paar minute heerlik gekook sodat al daai geure saamsmelt en ons 'n heerlike basis vir die dis vorm. Nou vir ekstra geur op jou garnale kan jy dit nou vir 'n paar minute eers in 'n pan met botter braai, so asof jy die garnale gaan verbruin, soos jy met vleis sal doen. Maar ek voel hierdie sous het genoeg geur met die eie en die speserye se braai aan die begin wat ons geskep het. Nou ek gaan die garnale nou net so in die sous sit, maak net seker die garnale is goed ontvries en dat daar nie enige van daai waterigheid in jou sous ingaan nie. Nou net vir ekstra lekkerte het ek sal mos altyd ietsie by sit. So hier het ek gewone stukkie spek net gebraai een kant. Jy kan dit vroeër in jou eie ook saam gebraai het, maar ek het dit nou net een kant gebraai. So wat ek nou gaan doen, ek gaan dit nou net so omtiep dat ons dit nou so ingooi. Kyk, jy moet nou versigtig wees en jou voorskoot maar dra, want hierdie borrie gaan definitief 'n geel merkie op jou klere los. So nou kan jy hierdie net goed roer. Kyk, en die sous gaan nou so bietjie dikker kook en hy gaan so bietjie minder word, so hy gaan lekker verdik. Ek wil net hierdie ook bysit. Hierdie gaan nou definitief 'n ekstra lekker geur byvoeg. So nou kan jy dit nou net so lekker goeie roer deurgee. En dan bedek jy die pan met 'n deksel en jy laat prit dit vir 10 tot 15 minute oor so lae hitte. Sodoende gaan die garnale heerlik gaar stoom. Nou as ek terug is dit tyd vir opdiening. Nou die manne gaan nou eers vir ons bietjie musiek maak. Hier is 'n nuwe liedjie, splinter nuwe liedjie, Woema. Ek noem nie eintlik name nie, want almal ken sy naam. Ek wil nie eintlik skinder nie, maar hy die jackpot losgeslaan. Mens wil nie eintlik gossipie, want die dorpie is te klein.
Maar ou Ben is ryk en in die 70's en Jolientjie jonk en fyn want hy het weer woema. Soos 'n Jacob Zuma het 'n kredietkaart soos Johan Rupert. Hy het 'n wildsplaas met die groot 5 op. Hy het 'n wynplaas met lekker wyn op. Uitsa. Die hele dorp was 'n reperoer, ja niemand kon verstaan. Sy vrou was skaars begrawe, waar kom Jolientjie nou vandaan? Maar die kinders is net bang, ja, dat daar rokkies om gaan vang. Want ou Ben is skielik jonk en stout en hy dans weer in die gang, want hy het weer woema, soos 'n Jacob Zuma, het 'n kredietkaart, soos Johan Rupert. Hy het 'n wildsplaas met die groot 5 op. Hy het 'n wynplaas met lekker wyn op. Die kinders is net bang, ja, sy trou hom vir sy geld, want sy's 'n meisie van Johannesburg, sy dra high heels in die veld. Maar ou Ben het nie 'n saak nie, hy skink wyn daar in die veld. Hy bespreek oor see se toere, hy spandeer so lekker geld, want hy het weer woema. Hy is soos 'n Jacob Zuma, het 'n kredietkaart, soos Johan Rupert. Hy het 'n wildsplaas met die groot 5 op. Hy het 'n wynplaas met lekker wyn op. Niemand kon verstaan nie, die boer van die kontry. Niemand wou aanvaar nie, 'n jong poppie het hom verlei. Maar ou Ben sê, dis my laaste keer dat my hart kan chocolates pomp. Ek gee nie om wat die mense sê, ek's te jonk vir julle klomp, want ek wil pom 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 pom, want ek het woema, soos 'n Jacob Zuma, het 'n kredietkaart, soos Johan Rupert. Ek het 'n wildsplaas met die groot 5 op. Ek het 'n wynplaas met lekker wyn op. Uitsa! Hey, Jacques de Priester en Dawie wat 'n long verloor. My gunsteling tyd vir Kiewersake en verlede week het ons die aktrise Izet Blighnout. Sy het hier by ons gekuier en Hugo Leroux het opgelet wat ons ook nie misgekyk het nie. Hy sê sy het die mooiste oë. Die oë is by die vensters na die siel trap. Ja, dit is van die vensters na die siel, tot die pad na ons hart, is dit natuurlik Corlie se kos. Sy het die lekkerste skaapribbetjies gemaak. Yvonne Kreer het reg opgemerk, altyd net die beste. Vandag wil ek vir Corlie komplimenteer met haar heerlike bordkos. Almal het heerlik gesmil. David, dis sukkel saam met jou. Ons hou daarvan om op Facebook vir julle pretvrae te vra en die week wou ons weet, is jy 'n persoon wat wag tot die brandstoftank leeg is voordat jy volmaak of gooi jy brandstof in eers wanneer die ding wanneer dit al klaar verby is? Wat een is jy? Nee, maar ek gooi eers in as my kar so begin hoes. Gaan jy in? Dit het al gebeur dat ek so 'n kilo of wat? Ag nee, David. Stap. Jy moet sê as ek jy moet help bietjie met 'n voorskot of so, maar dit is om net volgende. Ons moes lag toe Marlie Basson skryf nommer 1 en 2 is natuurlik getroud. Ek maak my man mal. Ja, is inderdaad so. Nou eers terug na die saak fokus. Roadmaster Tyre Services is 'n onafhanklike multihandelsmerkverskaffer wat pasgemaakte produkte en dienste oor alle segmente van die bandbedryf verskaf. Hulle fokus en kundigheid lê in die kommersiële vragmotor, grondverskuiwing en landbousegmente. Hulle diens eindig nie net met die beste bande nie. Dit sluit ook in 24/7 nasionale bandverwante padbystand, sakpas retreads, gespesialiseerde polyuretaan papbandbeskerming vir die mynbou en industriële bedryf, wielsporing vir kommersiële vragmotors en sleepwaens met die nuutste wielsporing toerusting
en ander gespesialiseerde dienste op die perseel. Hulle kom doen selfs grondoppervlakstudies op jou perseel en voorsien bandmonitering en rapporteringsstelsels. Kliënte kan uitsonderlike waarde en die hoogste standaard van diens verwag. Hulle streef altyd daarna om doeltreffendheid en effektiwiteit te verbeter, om so langtermynverhoudings met gewaardeerde kliënte te vestig, gebaseer op etiese sakebeginsels. Roadmaster Tire Services. Hulle uiteindelike doel is om kliënte se bandverwante bedryfskostes te verlaag. Fred Millingham is operasionele direkteur en Clyde Millingham is die besturende direkteur van Roadmasters Tire Services. Goeiemôre aan julle menere. Goeiemôre Dawie. Fred, sê vir my, Roadmaster bandedienste. Wie is julle, waar kom jy vandaan? Wat doen jy? Dawie, Roadmaster het 'n geskiedenis. 1941 het oom Ed Webb die besigheid begin. En die eerste tak was waar die Reservebank nou was in Pretoria. Nee. Ja. Ek het daar gewerk. Ja. Hy toe hulle toe Boomstraat toe getrek. Hulle het 'n fabriek in Babeleki gehad, toe in Bella en toe in Polokwane. En na sy afsterwe het die familie besluit om die besigheid te verkoop. Hulle het hom aan 'n groot maatskappy verkoop. Hulle het toe nou nie die naam gebruik nie, maar ek en hom het baie goed oor die weg gekom. En in 2006 toe het ek die familie gevra kan ons die naam gebruik. Hulle was bly. Ons het toe in 2007 weer Roadmaster in die land gestig en dit gaan goed. Wat is julle teikenmark en wat is julle spesialiteit? Dit hang af van die dorp. Soos Rits het by ons het myne, bosbou, suikerboere. So ons dis so saamgestelde teiken waar jy is. In Durban natuurlik is daar baie logistics. En die hawe is daar. So daar's baie trokbande. En dan Port Shepstone is nou weer suikerboere en dan begin nou 'n groot myn daai plek gaan groei. Ja, jy sê nou daar's baie bande besighede. So wat maak julle anders? Wel, ek kan net antwoord. Ons is 'n meestal 'n familiebesigheid. So ons strukture is baie plat. Ons maak besluite onmiddellik. So ons het nie al hierdie draadwerk van groot koöperatiewe maatskappye nie. En dit help natuurlik baie. Ons volg 'n oop deur beleid. So enigiemand kan enige tyd na ons toe kom, ons kliënte, ons personeel, want ons wil graag weet wat hulle pla. Dis baie belangrik. En ek voel net ons maatskappy en ons en as ons sê ons familiemaatskappy, bedoel ek ook al die personeel wat vir ons werk. Ons is een groot familie. En daai personeel is diensgeoriënteerd en soos enige ander maatskappy, ons wil daai ekstra myl saam met jou loop. Gemyl saam met die bande natuurlik. Ja, nou maar julle is dwars hierdie land nie, waar nie? Ja, ons het 'n redelike paar takke. Ons tans het ons 8 uitlegte en 1 koue versolingsfabriek. Wow. Ja. Sê my, so as mens nou dink aan bande, dan dink mense natuurlik julle verkoop bande, maar daar's dan baie meer rondom bande. Wat is die ander goeders wat julle nog doen? Dawie, ons het die produklys wat ons het, ons doen skuimvulling in bande. Dit klink nou na 'n snaakse naam, maar dit is 'n polyurethane bande vul. En daai produk word maar grootliks gebruik in die mynboubedryf en op die mynboumasjiene. Dan het ons ook wielsporing op trok en trailer of sleepwaarbande. Engels is maar 'n bietjie moeilik hier tussen die Afrikaans. En dan wat ons ook doen is ons doen vir jou weegstudies op jou vloot. Weegstudies. So baie mense laai hulle trokke en hulle weet nie werklik wat hulle laai nie en dan kom hulle by die weegbrug dan word daai trokke nou afgetrek. En dan doen ons een van die groot dinge wat ons doen, ons spesialiseer in opterreindienste, bestuursdienste. Nou dit is waar ons tegnikusse op jou perseel sit om na jou bande se onderhoud te kyk. Ja. Dis baie belangrik want dit is een van die dinge wat mense, 'n band is 'n baie groot consumable en baie duur. So ons is daar om jou geld te spaar. En dis waarop dit neerkom. Maar baie dankie dat julle vanoggend by my 'n draai kom maak. Dit is Clyde en Fred Millingham van Roadmasters Tire Services. Yep. En ek dink is 'n baie interessante besigheid dwars deur die land. Dankie dat julle by ons 'n draai kom maak het. Nou as jy binnekort die lang pad vat vir 'n welverdiende ou wegbreekie, hier is 'n 2 plekke waar jy beslis moet gaan stop vir 'n ietsie om te eet of selfs om 'n golfbal te gaan slaan. En daarna is dit tyd vir leefstyl sake saam met Dr. Judy. Is jy lus vir 'n lekker wegbreek uit Johannesburg of Pretoria?
Kakiebos, net buite Ryten Pretoria, is die ideale plek vir jou. Kakiebos staan uit met sy unieke kombinasie van 'n restaurant, slaghuis, karwas en afslaanbaan, alles op een plek en almal met 'n vriendelike plaaslike atmosfeer. Kom ontspan op die lekker afslaanbaan of driving range, as jy nie die Afrikaans ken nie, en jy kan sommer goeie oefening inkry terwyl jou kar gewas word. Die karwas is 'n juweel in eie reg en bied volronde deeglike diens met verskeie opsies om van te kies, van 'n vinnige was en ry tot volledige pakkette wat onder andere insluit stofsuig, poleer en leersitplekbehandelings. Die Kakiebos vleismark verdien absoluut 'n besoek. Nie net vanweë die uitstekende vleis teen baie goeie pryse nie, maar ook om hulle eie unieke produkte te ontdek en die hartlike en vriendelike diens wat hulle lewer te geniet. Alles is hier: vars vleis, sosaties, die beste boereworse tot watertand biltong. Kakiebos restaurant gaan jou beslis laat terugkom. Dis 'n gelisensieerde pub and grill met binne- en buitesitplek om jou dag te kan geniet. Dis boonop kindervriendelik en hier is heerlike kos om van te kies. Die wye spyskaart bied werklik iets vir alle smake. Klein vir net 'n happie, groot om werklike honger te stil en dan ook die tradisionele kinderspyskaart. Kos word met liefde voorberei en sorg word geplaas op vriendelike personeel en baie goeie diens. En as die kinders uitgekuier raak by die restaurant, geen probleem nie. Kakiebos doen moeite met hulle speelplek buite, waar die kinders lekker en veilig kan speel terwyl jy verder kuier of jou inkopies gaan doen. Kakiebos, restaurant, vleismark, karwas en afslaanbaan. 'n Werklik unieke alles in een ervaring. Maak 'n draai. Welkom by Chago Graafrynet, jou een-stop shop wat alle behoeftes kan bevredig. Nie net is ons 'n 24-ure dag oop winkel nie, maar bied ook 'n 7 tot 7 oop padstal met die heel beste en vriendelikste diens. Van 'n deurry KFC met ruim parkering en silverskoon toiletgeriewe en die beste van alles is, ons is dierevriendelik. So bring die hele gesin en beleef self waaroor Chago gaan. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in Bellville en omgewing noord van Kaapstad. So as jy 'n onderneming in daardie geweste het, kontak vir Pieter en kom ons wys die land wat jy doen. Dit word op 11 April 2026 uitgesaai. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Altyd lekker om met Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium te gesels. Goeiemôre. Hallo Leon. Nou vandag gesels ons oor iets wat nog al vir my in 'n mate naby aan die huis is. Teen verouderingskure in kinders. Ja. En dit is 'n hot topic soos hulle sê, want jy sien op sosiale media 'n klomp, wel nou nie dat ek nou daar rondhang noodwendig nie, maar daar is al meer video's van kinders vroeg soos 8 of 9 wat nou anti-verouderingsprodukte wil gebruik. En ouers voel druk want die kinders sê dit, jy weet, dit laat hulle goed lyk of dit laat, jy weet, die vel blink en dis meer. Is hierdie produkte of kan dit skadelik wees vir jong velle? Wel, ek weet eintlik nie wat se grootste skok nie as jou kind na jou toe kom en vir jou sê, hoorie, ek wil graag hierdie velsorgprodukkies hê, maar die rekening is 4 of 5.000 rand. Dis bietjie woelig, maar die probleem met die skoonheidsindustrie is nie eintlik 'n gereguleerde industrie nie. So almal kan op sosiale media gaan en vir jou advies gee oor skoonheid en velsorg ensovoorts, of jy nou kundig of nie kundig is nie. En wat nou eintlik op sosiale media gebeur is, daar's 'n term wat nou uitgekom het wat selfs bekend staan as baby facials. En die teikengroep is jong kinders om vir hulle te sê, hoorie, jy moet al so vroeg as moontlik begin met teenverouderingsprodukte. En as jy gaan kyk, 'n jong kind ontwikkel nog. Jou vel ontwikkel nog. So moenie gaan karring wanneer die kontoure nog in plek is nie, en die elastisiteit in plek is en die kollageen en die elastienfibrille. Jy weet, jy het nog nie plooie nie. Jy het nog nie sensitiewe vel en so voort nie. Want die oomblik wat jy bestanddele gaan gebruik wat ons gebruik as volwassenes vir teenveroudering, antigravitasie tipe
bestanddele en 'n kind gebruik dit, dan begin jy hulle bloot te stel aan sensitiewe vel en jy die verdikking van die vel raak al minder en minder en vog verdamp meer van die vel af. En dan later sukkel jou kinders met goed soos ekseem of akne wat hulle nooit eers sou gekry het nie as gevolg van hierdie tipe van sosiale media wat so gevaarlik is eintlik. Absoluut. Wat is in hierdie produkte? Watse middele is daarin waarvoor mense dalk kan uitkyk voor? So geen kind in my opinie, en ek praat nou ook as 'n ma, moet op 'n jong ouderdom al blootgestel word aan glikoliese sure nie, laktiese sure, salicylsure, selfs hoë konsentrasies Vitamiene C, hoë konsentrasies peptiede en groeifaktore. Dit is net eenvoudig nie nodig nie. So bly weg daarvan, rustige reinigertjies en 'n sonblokkie en miskien ietsiekie met Vitamiene E, lae konsentrasies Vitamiene E is al wat jy nodig het om jou vel te beskerm teen die son en besoedeling. En dis dit. So daai tipe dinge is sou jy sê dit is 'n gepaste, kom ons met 'n ouderdomsgepaste manier vir 'n jong vel om na te kyk. Jou gewone goed moenie oorgaan na vreemde goeters teen watter ouderdom 10 of 9 of wat ook al. Ja, ek sal sê ook, jy weet, kom ons bly net by basiese reëls. Moenie produkte koop wat vreemde geurmiddels, kleurmiddels, preserveermiddels in het nie. Bly by sonbeskerming, liggewig formule reinigertjies en dalk 'n antioksidant soos Vitamiene E. Okay. Dis omtrent dit. Daar's hy. Baie dankie Dr. Judy. Ek dink dis baie goeie raad. Dankie dat jy 'n draai kom maak het vanoggend. Luister mense, luister. Dr. Judy weet waarvan sy praat. Dawie is volgende aan die beurt met finansiële sake. 'n naam is nooit net 'n naam nie. 'n naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. En Willem Mason is die nasionale hoof van besigheidsontwikkeling by Efficient 12. Hallo Willem. Praat jy? Die jaar lê op sy kop. Ja. Kan jy dit glo? Hierdie jaar is hom net so verby. Ja. Nou wat is van die belangrikste goeders wat julle daar by Efficient wel geleer het of vernuwe het? Ja, ek dink die skuif is baie meer na holistiese finansiële beplanning toe. En daar weer een van die interessante goed wat ons baie hard aan gewerk het, is die sogenaamde finansiële welstandstoep. Nou wat is 'n finansiële welstandstoep? Is dood eenvoudig iets wat 'n ou in jou hand kan hou en jy sê, hoorie, kom ek kyk op my selfoon, hoe lyk my finansiële welstand? Ja, hierdie welstand bestaan uit 3 komponente. Ja. Wat is hierdie, hoekom is dit belangrik? Hoekom die belangrike ding is, ou gaan kyk na welstand, welvaart, maak nie saak nie. Elke individu in Suid-Afrika verskil. Joune verskil van myne, van 'n salarisstrekker sin, van 'n onderwyser, van 'n boer, 'n sakeman, maak nie die saak nie. So wat ons probeer doen is om te sê, jy bepaal wat is dit waartoe jy werk. Een van die belangrike goed is natuurlik, as jy gaan kyk na welvaart, ons almal is besig om welvaart op te bou gedurende ons lewe. Ons koop 'n huis, ons spaar, ons behoort aan 'n pensioenfonds of ons spaar vir aftrede of ek koop 'n besigheid of ek's besig met 'n boerdery. So jy moet kan bepaal hoe lyk my welvaartsgroei. En dis een van die eerste bene wat ons doen. Die tweede bene is natuurlik, hoe beskerm ek hierdie grootste bate van my? En die grootste bate wat ek het is natuurlik my inkomste wat ek kan genereer. So hoe beskerm ek dit? So dis die tweede kurwe wat ons mooi gaan kyk en sê, hoorie, wat moet ek alles in plek hê? En natuurlik die derde kurwe of die derde silo in hierdie belangrike finansiële welstandsbeen is om te sê, hoe beskerm ek dan hierdie welvaart vir my? Met ander woorde, as iets met my gebeur, as iets met my bates gebeur, dit hou dit in plek. So jy 3 regte komponente en jy kan dit meet en daaraan gee 'n spesifieke telling. Dit is baie oorspronklik, baie uniek hierdie goeders. Dit is nou groei en inkomstebeskerming, né? Ja. Vertel my daarvan. So die uniekheid daarvan beteken is, ou kan baie van hierdie goed kry, maar jy kan dit net kry by 'n spesifieke maatskappy. So as jy by maatskappy A is, sal hulle vir jou alles kan gee. Die uniekheid van Efficient Wealth is dat maak nie saak waar jou besigheid gestruktureer is nie. Dit kan by maatskappy A, B, C of Z wees. Omdat ons onafhanklik is, kan ons al hierdie goed vir jou bymekaar trek oor jou hele finansiële spektrum en jy gaan dit op een toep gaan ou dit kan sien. Met ander woorde, die onafhanklikheid daarvan gee vir ons die gemoedsrus dat
Jy hoef nie net by een maatskappy jou polisse te hê, jou beleggings te hê, jou korttermynversekering of jou medies of jou testament nie. Jy kan dit hê by die beste maatskappy in daai spesifieke orde. En dan trek ons vir jou alles bymekaar op een toep en daar kan nou gaan kyk hoe lyk my welstandstelling en dan waar in die verskillende kurwes wat 'n ou het om hierdie goed saam te trek, is daar dalk 'n tekort of 'n gaping waar 'n ou weer die kundige gaan praat wat hy natuurlik gaan kry by Efficient Wealth om te sê, hoorie, waar moet ek gaan aanklop en waar moet ek bietjie meer werk gaan doen sodat ek my welvaartstelling, my finansiële welvaartstelling hier naby 100 kan kry. Nasionale hoof van besigheidsontwikkeling van Efficient Wealth, Willem Basson, dankie dat jy by ons 'n draai kom maak het. Groot plesier. En dit is natuurlik een van die groot probleme. Jy het al hierdie finansiële verskillende produkte, maar jy moet alles bymekaar kry om werklik waar 'n prentjie te kry van hoe lyk jou finansiële welstand inderdaad. Nou gepraat van welstand, ons wil natuurlik weet hoe lyk ons koswelstand. Dit is Corrie wat nou verder gaan aangaan en dit is natuurlik met en wat klaar met kos net na Waldewie. Waldewie Evergreen, geleë binne Suid-Afrika se nommer 1 landgoed in die Parel-Franshoekvallei, is die veiligste aftreeoord ter wêreld. Hier ervaar jy volkome gemoedsrus en 'n leefstyl soos min. Die aftreeoord vir individue 65 jaar en ouer bied 24 uur gesondheidsorgbystand, asook 'n toegewyde ambulansdiens op die perseel. Stylvolle 2 en 3 slaapkamer losstaande huise is beskikbaar vanaf 5,4 miljoen rand. Sowel as 1 en 2 slaapkamer luxury suites vanaf 2,1 miljoen rand. Huuropsies vir die luxury suites is ook beskikbaar teen so min as R16,000 per maand. As inwoner geniet jy toegang tot die 4000 vierkante meter Waldewie Evergreen Lifestyle Centre, die grootste leefstylsentrum van sy soort in Suid-Afrika, plus onbeperkte toegang tot al die wêreldklas geriewe van Waldewie Estate. Besoek waldewieevergreen.co.za en kom wees deel van ons dinamiese gemeenskap van meer as 550 inwoners. Nou ek bedien die garnale saam met basmati rys. Vir ekstra lekkerte en geur kan jy natuurlik die rys kook met helfte water en helfte klappermelk. En as jy nie basmati rys gebruik nie, is 'n goeie alternatief dalk jasmynrys. Dis 'n meer klewerige rys, so dit gaan jou sous lekker vasvang. Nou bedien die dis in 'n bakkie sodat jy elke lekselsous kan geniet. Dit is tog immers waar die geur lê. Nou kom ons skep op. Ek het al reeds begin. Nou ek hou daarvan om altyd in so 'n bakkie my rys een kant en my vleis aan 'n kant, want dan loop dit nie oor alles nie en jy kan dit lekker sien en visueel lyk dit altyd baie mooier. So ek het 'n hele pan vol sous hierso. So ek gaan eers so 'n lepel gebruik wat gaatjies aan die onderkant het. En dan gaan ek so 2 groot lekker skeppe hier insit en maak seker jy kry van daai garnale en dan van die spekstukkies. Nou kan jy net so 'n bietjie van die sous bo-oor aan hierdie kant skep. So 2 lepels vol. Kyk, 'n broodjie kan ook lekker hiermee werk. Dan vat jy nou van jou groen korianderblare. Ek breek sommer net so 'n bietjie af. Sit dit daar bo-op. Sal dit nou mooi maak. En dan het ek 'n mengsel van klapperskaafsels en almondvlokkies en dit het ek sommer net so in die pan gerooster. Dit kan jy net aan die een kant sit en dan natuurlik so suurlemoen skyfie. Nou, ek geniet dit om elke week vir jou 'n nuwe kosidee na die tafel te bring. Gaan probeer gerus die resep of deel bietjie op ons Facebook julle resepte en disse wat julle maak. Onthou my resepte is en ons 25 jaar glanstydskrif is alles op die webblad beskikbaar. Gaan kyk gerus. Hierna gesels Dawie met Jak. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif.
My beurt om met Jak te gesels. Jy het nou gesê, vir Leon gesê dat die as kunstenaar doen jy kom daar kunsgoeders oral uit. Ja. Nou kyk nou, staan ge op. Kyk nou na jou broek. My broek. Kyk nou hierdie broek van jou. Ek weet, ek moet sê ek het myself nou gesien op 'n skerm en dit lyk nie so goed soos wat ek gedink het dit moet lyk nie. Maar ek het dit self. Het jy dit gemaak? Ja, ek het, maar ek sien dinge gaan bietjie los. Ja, maar ek dink dit is so dit moet wees. Nee, ek dink miskien het hierdie broek dalk nou meer die einde. Hierdie lyk nog oké, ek het werk dit op, maar ek meen, doen jy dit self? Ja. So gaan sit jy met naald en garing en dan. Ek kan. Ek was op 'n stadium 'n ambassadeur vir Brother Machine. Maar soos ek het nou nie besef, want toe kyk ek nou in hierdie ek het myself nou op 'n skerm gesien, toe besef ek nee, hierdie broek. My ouers gaan ook hierdie program kyk en my pa gaan teen dink wat se klere dit lyk of jy van die straat af kom. So dis nie veronderstel om heeltemal so te lyk nie, maar ja. Ja, wel, ek dink wel wat weet ek nou? Ek weet wat weet ek van kuns af. Maar wat ek wel weet, ek was al op jou program gewees. Koppie Teefontein. Vertel my van hoeveelste program, hoeveelste reekse is dit nou? Ons is nou by reeks 8. So jy was teen op 1 of 2 daar heel in die begin. Baie lekker vir my. Dis 'n baie gemaklike manier want ons kyk mos na fotos. Ja. Praat oor herinneringe en jy weet goeie tye of oomblikke in iemand se loopbaan. Dit is my baie lekker. Die teepot aan die einde is nog steeds 'n wenner. Ja, daai teepot is 'n absolute wenner. Kan mens daai teepot ergens kry? Ek het nou vir die Afrikaans 100 het ek 100 teepotte gemaak, elke met 'n Afrikaanse woord. Dit was deel van 'n kunsuitstalling by in die Bosfees. Maar dis klaar, ek het dit verkoop. So mense moet my e-mail, dan kan ek een vir hulle maak. Dit is nie altyd, ek het nie massas wat ek kan doen ongelukkig nie, maar ja, so hier en daar. Ek reken dit maak dit eintlik so half uniek. Dit is 'n baie unieke kunswerk. Elkeen lyk anders. Dis die idee. Ja. Ek wil nou vir jou vra, en maar soos hulle sê present company excluded. Ja. Daar moet seker 'n paar stories wees wat jy by Koppie Teefontein wat vir jou uitstaan, wat 'n paar dinge. Dis 'n verskriklike onredelike vraag. Ja, maar want as iemand vir my vra, wat is die beste onderhoud wat ek nog? Ek meen jy kan nie elke een is spesiaal. Jy kan nie definitief. En ek weet. Elke mens se storie is so interessant. Maar kyk, dit is altyd lekker om met snaakse mense, jy weet 'n komediant, 'n Nathaniel of 'n Mark Lottering, daai tipe mense. Dis altyd lekker want hulle kan jou laat lag. Ek het nou baie onlangs in die laaste week een geskiet met Nianel, die sangeres, en dit was vir my 'n fascinerende onderhoud oor haar kinders. Sy het mos die drielingdogters wat op 16 getrek het Amsterdam toe saam met haar eksman en jy weet ja, dit was dit vir my nogal 'n fascinerende onderhoud gewees. Wat kom nou volgende? Is daar nog 'n klompie reekse op pad? Wel, ons sal sien in volgende jaar. Ek dink dis oor dit so gemaklik is en daar's so baie mense met wie ek Koppie Teefontein kan doen want 'n reeks is net 13 episodes en as ek weer sien dan wou ek nog met die een of ek wou nog met daai ene. Baie keer is die skedules werk ook nie uit nie of jy weet dan iemand sê ons kan nie nou nie, dan skuif ons dit oor na volgende jaar. Maar daar's baie mense, ek kom nog met Driekus Du Plessis. Ek sien al hoe ek 'n koppie tee drink in 'n ring, jy weet 'n versring, in 'n kruit. Ja. Jy was hier al gewees, hy dag is daar weer gesit. Ja. Ek het hom 'n klap gegee. Ek het hom goed is dit. Ja. Ek sal maar lig glo. So die gaste wat julle nou in gedagte het, word dit lank voor die tyd uit beplan? Nie altyd nie. Dit sal in 'n perfekte wêreld sal dit lekker wees, want dan kan 'n mens beplan en hulle kan beplan. Dit is regtig moeilik om mense se skedules bymekaar te kry. Almal is besig, rugby spelers ook veral. As hulle op toer is of dis besig dan kry hulle nie in die hande nie, is baie moeilik. Nee, die onderhoudsproses, die onderhoudsvoerproses, het jy 'n soort van 'n resep hoe jy dit doen? Hierdie is baie maklik, want ons het mos die foto's waarvan ons werk. Ek dink dis net as jy geïnteresseerd is in ander mense, dan is dit nie 'n moeilike werk om dit te doen nie. Maar jy moet regtig wil weet wat aangaan en wil luister en altyd onthou die program gaan nie oor my nie. Jy weet of my klere nie of nou gaan die program oor. Ja. Nou hierdie program gaan oor. Maar so ek dink as 'n mens net
altyd dit besef en ek is baie geïnteresseerd in mense. Ek kom dit agter. Ek wens baie keer ek kan 'n soortgelyke program maak met mense wat nie bekend is nie. Want mense het sulke interessante stories, jy weet. Maar nou ja, dis jy weet groter kykertalle gaan natuurlik vir 'n mens soos Dawie Rood of Driekus Du Plessis of Victor Matfield of Jack de Priester of ja, nou kyk. Maar mens weet nooit hoe die toekoms gaan nie, jy weet. Ons gaan vinnig 'n draai maak daar by Fly Safair, kyk ons verder. Ontbytsake word met trots gevlieg deur Fly Safair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Ek gesels verder met Jak. Weet jy, as mens praat met kunstenaars, met 'n sanger byvoorbeeld of iemand wat optree op 'n verhoog of dan doen hulle gewoonlik een ding, maar jy doen klomp goeters. Jy doen 'n hele as jy my vir jou vra wat doen jy? As jy met invul beroep. Ja. Wat skryf jy daar? Ek skryf kunstenaar gewoonlik. Ek moes dit die laaste ruk nogal 'n paar keer ek het nou daar vir operasie gegaan en so al het musies uitgesny. En toe moes ek vir die eerste keer daar skryf en toe dink ek, ja, ek's 'n kunstenaar. Wat natuurlik, maar sanger, liedjieskrywer, sanger is my beroep eintlik. Maar ek is ook 'n aanbieder, ek maak dit, ek doen dat. Ek dink net die lewe het soveel verskillende dinge wat jy kan doen en ek is geïnteresseerd in baie goed en ek is baie ook op die tennisbaan want my oudste seun speel mos tennis vir Suid-Afrika. So ek is in die oggende gereeld daar help hom vat hom na die tennisakademie toe. Ek is een van die enigste paas wat tyd het om te kan kyk hoe oefen die kinders. So het kunstenaars baie tyd, is dit wat jy sê? Wel, ja, ek dink kunstenaars, die voordeel is jy kan nogal jou lewe, jy's flexible. Ja. Buigbaar. Buigbaar is die buigbaar. Ja, ek meen jy's 'n man van die woord. Is daar kan mens 'n goeie lewe maak? As kunstenaar. Ja. Jy moet hard werk, maar dit moet nie in enige langs die tennisbane. Wel, jy weet, jy moet op 'n stadium huis toe gaan want vanaand moet jy na 'n konsert toe gaan of jy moet môreoggend 'n program gaan opneem. Maar mens moet hard werk. Ek meen 'n sanger soos myself, ek moet gemiddeld 100 konserte 'n jaar doen. 100 konserte. Ja, en dit klink verskriklik baie, maar 'n jaar het 12 maande. Deel dit bietjie in, sê maar 8. Dis 2 'n week. Ja. Ek meen jy kan nie minder as 2 konserte 'n week doen nie, anders gaan jy sukkel. Ja. Sê gaan jou vrou en kinders nog na jou konserte? Nee, want hulle het hulle eie lewens, hulle ondersteun my, maar ek bedoel my kinders is op tennisakademie, my dogter is in hoërskool in Stellenbosch, ander seentjie is nog graad 4, hulle het hulle eie lewens. My vrou, as ek nie daar is nie, sy hou alles, ek meen dis moeilik om almal te kry waar hulle moet wees. So, en jy weet hoe's kinders wil hulle lewe lei, hulle wil nou nie heeltyd nou is hulle daar, nou is hulle daar, nou is hulle daar nie. So dit gebeur minimaal dat hulle saam met my na konserte toe gaan. Het die appels dan redelik naby aan die boom geval? Hulle is lieflike kinders. Almal het so ietsie van my en my vrou Michelle. Ek meen as ek dink aan my seun wat tennis speel, dit was altyd my sport ook. Ek het dit geniet. Ek's nou nog mal oor tennis. My dogtertjie is baie, sy's nogal kreatief en sy hou van allerlei vreemde dinge en ek en sy kan in die strate loop en sy kyk en sy sien mooi goeders raak en sy het nogal, sy sal vir my vra, was my show gewees van kleins af. Ek meen, dan dink ek 'n kind wat vir jou sê, "Pappa, hoe was jou konsert gisteraand?" So sy's daai tipe mens, sy wil weet. Die kleintjie is net hy trek gesigte en hy's net so lekker stout gehad. So daai appel het ook naby die boom geval. Ja, so almal het so ietsie van 'n ja. Luister, dit is heerlik om saam met jou te kuier. Dis altyd, ek dink jy's verskriklik talentvol. Ag, dankie Dawie. Maar wag nou eers hoor, ons moet eers 'n paar ander dinge. Ons kyk eers vandag na Ronaldo se liedjie Fotoraam wat hy by die Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar toekennings gesing het en daarna moet ons sê arrivederci.
gee. En ek staar na jou fotoraam. En my hart kan my nie keer nie. Oh, ek het geen beheer nie. En dis jy wat ek onthou. Jy's die bloed hier in my hare. Jy's die wind deur my hare. Dis jy, dis net jy. Al die goeie tye saam met jou. Moet jy nie weet, ek kan nie vergeet. Ek droom van jou. En toe die tye vir ons moeilik raak, is jy altyd daar en by ons gestaan. Moet nie laat gaan. En ek staar na jou fotoraam. En my hart kan my nie keer nie. Oh, ek het geen beheer nie. En dis jy wat ek onthou. Jy's die bloed hier in my are. Jy's die wind deur my hare. Elke sekond, elke minuut, elke hartklop, ritme wat skop. So, ek weet wie julle twee sê. As julle 'n konsert hou saam, sou ek graag daar wil wees. Ja. Ek sê nou regtig weer. So ons het al een kaartjie verkoop. Okay, ek sal die tweede kaartjie koop. As julle net julle nasate bring, dan is ons salf. Ja, nee. Definitief. Ja. Maar die kos is lekker. Hoorie, maar ons stuur vir jou weg hier nou nie, Liane nie. Ek weet jy drink nie eintlik wyn nie, maar jy's mos nou nie. Moenie worry nie, ek sal jy hand vind hiervoor. Ek sal dit hou. En Dora Chenin Blanc Veritas wyn in 'n wenner van Paraberg Wines. Baie dankie dat jy 'n draai kom maak het. Baie En 'n dankie, Leon. getekende ontbytsake 25 jaar tydskrif. Jo. Hierdie ding gaan oor 'n paar jaar etlike miljoene werd wees. Waar koop mens dit? Ja. Nee, jy Maar kan 'n mens dit koop? Hier is onkoopbaar. En ek wil vir julle sê volgende week. Baie dankie. Dis net ons plesier. Kuier volgende week saam met die mense van Bok Radio in Pretoria FM. Dis lekker mense. Ons sien uit om volgende jaar saam met hulle ook 'n paar projekte aan te pak. Daai het 'n prop, jy moet die wyn los. Ja, ons eintlik nie met die boks van. Hoorie Corlie, maar ek kan nie meer. Ek kan nie eers vir jou sê. Daar's baie woorde ontbreek my. Ek dink julle vlei my net omdat ek die enigste vrou aan die tafel hier. Nee, dit is nie. Maar ons het Dankie julle. gesondheid gedoen so tussen die manne.